Ons begin vandag weer met ons sirkel by Kolping van New Spectrum en ek wil vir almal 'n uitnodiging gee dat as jy in die Kaap bly of veral in die noordelike voorstede bly, kom maak 'n draai by ons. Dis Sondag 10:00 by die Kolping Kapel daar in Durbanville en soos ek sê, ek sit die adres hier onder aan die video. Kom loer gerus by ons in. Ons tema vir die maand is Surprised by Joy. Ons gesels oor die begrip blydskap en vreugde. Daar's 'n woord wat Jesus baie gebruik in Hebreëus is teshuva. En teshuva beteken to return, kom terug. Dit is om ons true north weer te vind. Dit is om terug te kom tuis, daar waar ons in ons essensie, daar waar ons waarheid lê, daar waar ons is wie ons werklik is, as ons al die goed wat ons onsself mee omhang, al ons maskers laat gaan. Teshuva, return, kom terug. En na 323 dae wil ek amper sê, het ons aanvaar dat ons nie meer die mense die naaste aan ons so gereeld sien nie. Ons vriende en ons familie. Dat ons maskers dra, dat mense om ons siek word en sterf. En die emosionele en die finansiële implikasies van 'n pandemie wat onberekenbaar is. Ons sal dit seker eers weet oor 'n paar jaar van nou af, wat is die effek van hierdie pandemie regtig gewees. Maar ek weet ook dat ons groei uit ons nie weet nie. Dat die meeste van die tyd wanneer ons goed verloor, wanneer daar 'n krisis is in ons lewe, dit is waar ons oë moet oopmaak en moet kyk, want dit is daar waar die verandering, die transformasie lê. Dit lê it lies in our loss. In die laaste jaar was dit oor en oor 'n tyd gewees van loss, van goed verloor, miskien ook in onsself verdwaal. Vir baie lank, ek dink vir baie lank voel ons in ons gut dat iets maak nie sin nie, dat iets moet verander. En meeste van die tyd gaan ons na 'n ruimte toe van spiritualiteit om die groot vrae in ons lewe se antwoorde te kry, die vrae oor liefde en oor hierdie vreugde en oor die vrede in ons lewe, maar ook die verdriet en die verneek van ons lewe. Ons gaan na ons kerke, na ons religieuse sisteme toe om antwoorde te kry op die big stuff of life. En hoe dikwels in my eie lewe het ek in so 'n ruimte gesit en vir myself gesê, it doesn't make sense. What are they talking about? Omdat ek eers in my gut gevoel het dat die antwoorde waarmee ons kom is miskien net pretensieuse retoriek. Miskien ook sentimentele retoriek. So waarheen gaan ons as ons die vraag wil antwoord oor, waar vind ek my vreugde? Waar kry ek weer my vreugde terug? Nou onlangs in hierdie week sit iemand by my en vra weer eens die vraag, so why did you become a pastor? Wat het jou gebring om teologie te gaan studeer en 'n herder te word vir 'n kudde? En ek dink die mees sinvolste antwoord wat ek vir hom kon gee was, I want to create an experience where people will think about it, what it means to have a connection with God. En wanneer ons verby al ons verwyte en moddergooi na mekaar toe, weer na 'n plek toe kan kom van hierdie koneksie,
dit wat ek al vir so lank in my gut voel, moet verander in ons interpersoonlike verhoudings, maar bovenal hoe ons praat oor God. Surprised by joy. Paulus skryf aan die gemeente in Filippense en hy herinner hulle aan die waarheid. Hy sê, wees bly, ek herhaal, wees bly. En die Griekse woord wat daar gebruik word vir hierdie bly wees, is chairo. En chairo in Grieks kom van die woord charis. En charis in Grieks beteken grace. So chairo in Grieks beteken letterlik to experience the grace of God. En daarom het ons laasweek begin deur te sê dat happy and joy are not the same thing. Happy kom van buite, dit is goed wat gebeur wat my happy maak. Joy kom van binne. Joy maak plek vir al ons ander emosies. Joy probeer nie my hartseer en my verdriet en my twyfel en my onsekerheid fix of dit ontken nie. Dit omarm dit sluit dit in. Joy maak dat ek anders na myself en mense om my, na situasies en omstandighede kyk. En omdat ek anders daarna kyk, kan ek anders daarop reageer. En hiervan is ek heilig oortuig dat only gratitude will give you joy. Only gratitude will give you joy. As ons nie met dankbaarheid en waardering omgaan in ons lewe nie, sal ons nooit die omvang en die inhoud, die heerlikheid en die verwondering van hierdie vreugde ervaar nie. Only gratitude will give you joy. So as die man my vra, hoekom het ek teologie gaan studeer? Waarom is ek 'n leraar, 'n rabbi vir mense om my? Dan is dit omdat die afwesigheid van hierdie vreugde bring sinisme. En miskien was ek altyd in my lewe op soek na iets wat hierdie sinisme van ons sal antwoord. En daarom is die grootste waarheid daarvan seker my vreugde. Is dit nie ons almal se doel nie? Is dit nie die doel waartoe ons almal streef nie? Is dat ons geroep is om mense te inspireer om liefde te kies bo vrees, vergifnis bo veroordeling, vreugde bo sinisme. So wat moet ek doen om hierdie goddelike vreugde in my lewe te kan ervaar en my eie te maak? Ek dink die een ding wat die laaste jaar vir my persoonlik geleer het, is dit to stop asking why. Waarom die pandemie? Waarom word mense siek? Waarom is regerings oor die wêreld so korrup? Die vraag is nie why nie, maar om na al hierdie omstandighede om my te kyk en dit te kan sien vir wat dit is, om te kan sê, hier is my woede weer, hier is weer iemand wat onder my vel inkruip. Hoekom gebeur dit? Hoekom reageer ek soos wat ek reageer? Maybe this person is my greatest teacher, hierdie persoon wat my so irriteer. En op te hou vra oor why, maar wat is my aandeel daarin om in al hierdie vrae iets nuut te skep? Want iets nuut kan net gebore word wanneer ek die oue laat gaan. En ek persoonlik glo dat my joy is die sleutel om iets anders te verstaan, anders te reageer, anders daarop te dink. Die Japaneese het 'n woord ikigai. En ikigai beteken letterlik the reason for being. In ander woorde, die rede waarom ek opstaan in die oggend. Hoe kry ek ikigai? En die Japaneese sê, do what you love. Love is doing good beautifully. Doen dit waarvoor jy lief is. And our love will reveal our passion.
doen dit waarvoor jy passievol is. Do what you love. And if you do what you love, do what the world needs. Doen wat die wêreld nodig het. Almal is belangrik. Almal het mekaar nodig. Dit kan mense wat in hospitale was, kan dit vir jou sê, dat as jy kyk na die verpleegpersoneel, die mense wat skoonmaak, elkeen wat betrokke is in 'n proses in 'n hospitaal, almal is belangrik. En die verpleegster in ICU en die dokter wat jou behandel, daar's nie vlakke nie. Die mense is in mekaar geskakel. Do what the world needs and let your passion create your vision. Ikigai. Hoe doen ons dit? Met klein tree, 1 tree op 'n slag. Nie iets groot, iets spectacular onmiddellik nie. Klein tree, 1 tree op 'n slag. Kom vry van alles wat jou so inperk, ander mense se opinies, my sleg ding van myself, nie goed genoeg nie. Breek vry van dit. Soek die harmonie. Seek sustainability in jou lewe. En vind die vreugdes in die klein dingetjies van die lewe. Die kos wat ek eet, die musiek waarna ek luister. And be here and now. That is Ikigai. Vreugde is die akkoord. Die lewe is die melodie. Vreugde is die skarnier. En die lewe is die deur. Vreugde is die resep. En die lewe is die feesmaal. Only gratitude will give you joy. Kan ek vir ons 'n gebed doen? U wat ons ken as ons liefde, U wat ons ervaar in ons liefhê van mekaar. Wanneer ons U gesig sien in ons liefde, dan word ons stil in die binnekant, word ons stil met ons warboel gedagtes, met al ons vrae oor why this, and why that. En as ons antwoord miskien net op hierdie sonnagoggend, hier is ek. Hier is ek en stuur my en gebruik my. Laat ons van U vreugde drink. Laat ons die woorde onthou van die psalmis as hy skryf, that You will show me the way of life, O God. In Your presence is the fullness of joy. In Your right hand there is the delight forever. Laat ons van hierdie vreugde drink en daarvan sal oorloop na mense om ons. Gee vir ons 'n hart, gee vir ons gedagtes, gee vir ons die intensies om altyd met dankbaarheid en waardering te leef. Want net daarmee kan ons vreugde oorloop. En nou vra ons saam met Paulus, as hy skryf, dat alles wat waar is, alles wat edel is en alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is en alles wat prysenswaardig is, wat 'n deug of lofwaardige saak daar ook al mag wees, help ons om ons gedagtes daarop te rig. Amen.